Hosea 1 vers 1 tot 12. Maar net weer herinnering aan die gedagte wat ons gegee het. In sy Hosea se huwelikslewe moes Hosea die gebroke verhouding tussen God en sy volk afbeeld. En die boek verkondig veral die oordeele van God oor die volk se sondes op sosiaal-politieke en kultiese terrein. Gomer, Hosea se vrou, simboliseer die ontrouheid van Israel. Gomer, Hosea se vrou, simboliseer ook deur die boek Hosea ons Christene se ontrouheid aan God. Ja, haar optrede weerspieël Israel se geestelike oorspel en afgodery wat die diepte van die nasie se rebellie teen God beklemtoon. En ten spyte van Gomer se ontrouheid, weerspieël Hosea se liefde vir haar, God se blywende liefde vir sy mense, selfs te midde van hulle ontrouheid. En tog is Hosea by uitstek die prediker van God se onveranderlike liefde vir sy volk. En dit blyk uit die simboliek van Hosea se huwelik in vers 1 tot 3, maar veral ook uit hoofstukke 11 en dit vervolg verder in hoofstukke 14. So kom ons kyk vandag na Hosea 1 vers 1. Die woord van die Here wat gekom het tot Hosea is die inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea. Die Here het vir Hosea gesê: gaan trou met 'n prostituut wat buiteegtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan my die Here te word. Nou, God wil deur Hosea se lewe wys hoe ons as mens God teleurstel, omdat ons so maklik van God af wegdwaal as dinge goed gaan met ons. En omdat dit goed gaan, hoe God se seëninge aan die mens toeskrywe aan enige afgod, Baal. Ja, Baal het baie verskillende name, maar ons gebruik nou die Bybelse woord Baal. Ons sien baie duidelik dat vers 2, Hosea se diens aan die Here het beslag gelê op sy hele persoon. Ja, dit het beslag gelê op sy hele gesin. Hosea moes verkondig deur woord en lewe. Dit geskied na aanleiding van 4 opdragte wat simboliese betekenisse inhou. En na elke opdrag volg daar 'n verduideliking wat met die prediking aandui wat Hosea op grond van die simboliese handleiding moes verkondig. Vers 3. Hosea het toe met Gomer, dogter van Diblaim, gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea 'n seun in die wêreld gebring. God het Hosea se pynlike huwelik gebruik as 'n illustrasie van hoe hy die Here God voel wanneer sy mense aan hom ontrou is, maar hy verbind hom om hulle steeds lief te hê. Vers 4 tot 12 en dan 'n verduideliking van dit. Die Here sê toe vir Hosea: noem die seun Jesreel, want ek gaan binnekort die koninghuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jesreel, en ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. Die dag sal ek die leer van Israel vernietig in die Jesreel vlakte. Vers 6. Gomer het weer swanger geraak en sy het 'n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê: Hosea, noem haar sonder ontferming, want ek gaan my nie weer oor Israel ontferm en hulle sondes vergewe nie. Vers 7. Maar ek sal my oor Juda ontferm en ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens in oorlog en perde en ruiters nie.
Nee, vers 8. Nadat sy vir sonder ontferming gespeen het Gomer weer swanger geraak en 'n seun gekry. Die Here het gesê, noem hom nie my volk nie, want julle is nie my volk nie, en ek, die Here julle God, is nie julle God nie. Maar moet ons bysê nê, 'n nuwe toekoms wag vir Israel as hulle doen wat God hulle beveel. Vers 10. Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see, wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die Jodeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jesreel se val groot wees. Vers 12. Sê maar solank vir julle broers, my volk, en vir julle susters, die vir wie daar ontferming is, ek gaan haar laat boet. Tot sover vandag, en ons los net 'n laaste gedagte vir dit wat gaan volg. Israel sal vra na die wil van die Here, presies soos baie van ons nog sal vra na die wil van die Here, onsse God en onsse Vader. En ons sal nog sien wat die herstel van die huwelik tussen ons en God behels. Watter huwelik kan iemand vra? Die huwelik tussen God en Israel. Ja, die huwelik tussen Jesus Christus en sy bruid. Nog sterker gestel, die huwelik tussen jou en Jesus. God het aan Hosea opdrag gegee om met 'n vrou met die naam Gomer te trou, 'n kultiese prostituut. Hierdie huwelik en Gomer se ontrouheid was simbolies van die ontrouheid van die Israelitiese volk, as ook die ontrouheid van baie Christene teenoor God. Ja, die verhaal van Hosea en Gomer se huwelik is 'n aangrypende. Dit is 'n dramatiese een. Gomer was herhaaldelik ontrou aan Hosea en het oreer en afgoderry beoefen. Maar selfs in die aangesig van hierdie ontrouheid het Hosea 'n onvoorwaardelike liefde vir haar behou, wat 'n simbool van God se liefde vir die ontroue Israel en vir ons as Christene is en was en vandag nog steeds is. Net soos Hosea vir Gomer vergewe het vir haar ontrouheid, bied God ook vergifnis vir die sonde van die mensdom deur Jesus Christus. Christus se kruisiging en opstanding bied 'n weg vir mense om vergifnis en verlossing te ontvang, ongeag hulle verlede of hulle sonde. Hosea beeld Israel se afgoderry en hulle geestelike oorspel lewendig uit as verraad van hulle verbondsverhouding verbreeking met God. Die profeet gebruik die metafoor van 'n huweliksontrouheid om die erns van die mens se sonde en die gevolge daarvan te illustreer, soos ons nog later baie van sal hoor. Mag God onsse Vader ons genadig wees en sy woord ten volle aan ons openbaar oor wat hy deur Hosea tot ons spreek en beklemtoon wat ons geestelike oorspel is, wat ons op dwaalweë lei, want dis ten sterkste die egskeiding met God waaroor Hosea ons waarsku. Maar dank God, steeds roep God ons nader om ons nog 'n kans te bied. Seën, vrede en genade vir jou. Amen.